Goeiedag geliefdes, ons het die voorreg om te luister na Kolossense 2 vanaf verse 6 tot 19. Aangesien julle dus Christus Jesus as die Here aangeneem het, bly leef in hom. In hom is julle gewortel en in hom word julle opgebou en versterk in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. Pas op dat niemand julle meevoer deur 'n filosofie en leebedrieëry wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë oor die kosmiese elemente en nie op Christus nie. Want in hom woon die hele volheid van die Godheid liggaamlik. En in hom, wat hoof oor elke heerskappy en mag is julle met hierdie volheid vervul. In hom is julle ook besny, nie met die besnydenis deur mensehande nie, maar deur die besnydenis van Christus, waardeur julle sondige bestaan weggeneem is. Omdat julle in die doop saam met hom begrawe is julle ook saam met hom opgewek deur die geloof in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Ja, toe julle dood was as gevolg van julle oortredings en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, het hy julle saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al ons oortredings vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem, toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Nadat hy hierdeur die gesagvoerders en maghebbers ontwapen het hy hulle in die openbaar tot skande gemaak, toe hy hulle in sy triomftog meegevoer het. Moet dus nie dat iemand julle oordeel oor wat julle eet of drink, of oor 'n fees, 'n nuwemansfees of 'n Sabbat nie. Hierdie dinge is net 'n voorafskaduwing van dit wat aan die kom was, maar die werklikheid is Christus. Moenie dat iemand wat aandring op selfvernedering en die aanbidding van engele en wat hom verdiep in visioene wat hy gesien het, julle van die prys beroof nie. As gevolg van sy sondige aard, dink hy sonder rede baie van homself en hou nie vas aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam ontwikkel, ondersteun en saamgebind word deur gewrigte en spiere met die groeikrag wat van God kom. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Hierdie gedeelte begin met die woorde: Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe. Met ander woorde, wanneer julle glo dat Jesus Christus die Here is, moet jy anders lewe. Wat beteken dit om te glo dat Jesus Christus die Here is? Dit beteken, jy erken Christus as koning of baas oor jou lewe. Hy regeer en hy bepaal die reëls. Dit is waarom die volgende verse sê dat ons in hom gewortel moet wees en op hom moet bou. Dit verduidelik die lewe van 'n gelowige met twee prentjies. Die eerste prentjie is die prentjie van 'n boom. As 'n gelowige 'n boom is, moet sy wortels in Christus groei. Jesus moet die grond wees wat vir ons die kos en water gee wat ons nodig het, om te groei en om vrug te dra. Hy is die een wat vir ons lewe gee en sonder hom sal ons uitdroog en doodgaan. Die tweede prentjie is die prentjie van 'n gebou. As gelowiges 'n gebou is, moet hulle fondasie Christus wees. Hierdie fondasie hou ons stewig en maak dit vir ons moontlik om sterk in geloof te wees. As Jesus die Here is, beteken dit dat hy oor alles regeer, selfs oor die bose magte. Daarom mag niks ons weglei van die waarheid af nie. Niks mag ons laat afdwaal van die evangelie nie. Ons mag niks by Jesus se redding probeer byvoeg nie. Rituele soos besnydenis of wette oor kos of feeste mag nie belangriker as Jesus wees nie. Slim praatjies oor wetenskap of filosofie mag ons ook nie aan die evangelie laat twyfel nie. Selfs nie eers bo-natuurlike dinge soos engele of visioene mag ons daarvan laat afwyk nie. 'n voorbeeld hiervan is die besnydenis.
In die vroeë kerk was daar gereeld mense wat verkondig het dat nie Jode besny moet word om Christene te kan wees. Maar dit is nie waar nie. Paulus verduidelik hier dat die besnydenis vooruitgewys het na Jesus. Dit het gewys dat Jesus sal kom om ons sondes weg te neem. Dit wys ook daarom dat daar 'n bloedoffer nodig is om ons sondes te vergewe. Maar nou het Jesus reeds gekom. Hy het homself reeds geoffer en daardeur ons sondes weggeneem. Die besnydenis kan dus nie bydra tot ons redding nie. Dit het in werklikheid nie eers 'n plek as 'n teken nie, want die teken is vervul. Daarom gee God vir ons 'n nuwe teken, naamlik die doop. Die doop wys ook daarom dat Jesus ons sondes wegneem. Maar nou is die teken water, want Jesus se bloed het reeds gevloei. In vers 17 sê Paulus dat al hierdie wette, rituele offers en feeste van die Ou Testament maar net 'n skaduwee is. Die persoon wat die skaduwee maak, is Jesus Christus. Die skaduwee kan ons nie red nie. Dit het gelowiges net verseker dat Jesus werklik op pad was. Dit was 'n sigbare teken van God se beloftes. Nou is daardie beloftes van God vervul in Christus. Wanneer ons dit glo, moet ons hele lewe dus op hom gebou wees. Wanneer ons besluite neem in ons daaglikse lewe, moet die besluite dus gegrond wees op die Bybel en nie op wetenskap, filosofie, emosie of verhoudings met mense nie. Ja, hierdie ding is ook belangrik, maar net so lank as wat dit ondergeskik bly aan die woord van God. Wanneer jy glo dat Jesus Christus Here is, ook van jou lewe, gaan dan nou en lewe in Christus. Groei soos 'n boom wat aan hom geplant is en dra die vrugte wat daarby pas. Kom ons bid saam. Ons Here en ons God, U het ons verlos en ons aanbid U. Bewaar ons van dwaalleer wat ons van U en U volmaakte verlossing wil weglei. Leer en lei ons om soos U kinders te lewe, dat die wêreld kan sien dat U ons koning is en dat ons aan U behoort. Ons bid vir die wêreld waarin ons woon, ons vra dat U vrede sal gee, ook daar waar daar oorlog is, en ons vra dat U wêreldleiers wysheid sal gee in die besluite wat hulle neem. Ons doen voorbidding vir U kerk wêreldwyd. Ons vra dat U kerk sal seën en bewaar en dat ons as U kerk ook ons roeping sal uitleef. Ons bid al hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser. Amen.